Way down among Brazilians, coffee beans grow by the billions, so they've got to find those extra cups to fill. They've got an awful lot of coffee in Brazil. You can't get cherry soda, 'cause they've got to fill that quota. Goeiemôre en welkom terug by Koffie en Kontrakte. Ja, vandag is die episode 'n belangrike een want ons gaan gesels oor die opsomming van die albei ons reekse somme in een program. Hoe lyk die padkaart na 'n suksesvolle eiendomstransaksie? Ons kyk na beide die verkoper en die koper se perspektiewe. En dit is mos altyd lekker om van albei kante van die tafel af te kyk. Beslis Skalk, hier is 'n samevatting van ons hele twee reekse en dit is 'n proses wat soms bietjie intimiderend kan wees, maar as jy 'n goeie plan het, kan dit baie minder stresvol wees. So kom ons spring dadelik weg en begin by die verkoper se kant. Ja, okay, die padkaart van 'n verkoper is die eerste stap is die suksesvolle transaksie van 'n verkoper om die eiendom reg te kry vir die mark. Dit beteken voorbereiding, bietjie herstelwerk, nuwe laag verf en natuurlik om die huis skoon en netjies te hou. Onthou die eerste indruk is altyd belangrik. Daarna kom natuurlik die waardasie. Jy moet seker maak jy het 'n realistiese idee van wat jou eiendom werd is. En dit kan beteken dat jy 'n professionele eiendomsagent vra om jou eiendom te kom waardeer. Ja, presies, en dis belangrik om 'n betroubare agent te kry wat jou kan help met 'n goeie prysstrategie op te stel. Dit bring ons na die stap 3, die bemarking. Hoe moet jy verseker dat jou eiendom die regte blootstelling kry, goeie foto's, 'n sterk aanlyn teenwoordigheid en natuurlik 'n paar klassieke advertensies in die koerante of tydskrifte as dit nodig is. Dis die sleutel om die regte kopers te lok, Skalk. As jy eers 'n voornemende koper het, is die volgende stap natuurlik om die onderhandelingsproses aan te pak en hier speel 'n goeie agent 'n groot rol om seker te maak dat die transaksie regverdig, voordelig vir albei partye is. Dis so, Pieter, en as hulle die ooreenkoms kom, dan gaan dit oor tot kontrakte. Die koopkontrak moet in plek wees en die nodige dokumentasie moet gereed wees vir oordrag. Hier is weer belangrik om saam met 'n betroubare professionele persone soos 'n prokureur te werk. Ja, en sodra alles onderteken is die laaste stap natuurlik om seker te maak die oordragsproses word glad verloop of eerder verloop glad. Daarna is gewoonlik 'n oordragsprokureur betrokke wat sal sorg dat die titelakte wettig oorgedra word na die koper. En dan is natuurlik as alles klaar is, om 'n groot dag van oplewering, die sleuteloorhandiging, die verkoper se werk is dan afgehandel. Ja, nou kan ons 'n bietjie kyk na die padkaart vir die koper. Die verkoper se kant het ons nou 'n bietjie mooi saamgevat, terwyl Skalk nog 'n slukkie van sy koue water hierso drink. Wat is die eerste stap van daai proses van die koper se kant af, Skalk? Die eerste stap van 'n koper om jou finansies in orde te kry. Dit beteken jy moet seker maak dat jy vooraf goedkeuring het vir jou verband of dat jy weet presies wat jou begroting is. Dit maak die soekproses baie makliker as jy weet waarvoor jy kan kwalifiseer en wat jy kan bekostig en wat jy kan voorkoop. Ja, as jy 'n bietjie meer inligting hieroor wil hê, kan jy natuurlik teruggaan en gaan luister na die episode waar ons met kan jy glo nou kan ek nie haar naam onthou, Yvonne gesels het. Die verbandsmakelaar, sy het mooi vir ons verduidelik wat is wat en waarna kyk hulle alles. Maar nou ja, dan kom die lekker deel, die eiendomme soek. Hier is dit natuurlik belangrik om jou kriteria duidelik te hê. Die ligging, die grootte, die prys en al daardie klein dingetjies wat vir jou belangrik is. Dit alles werk saam en dan moet jy natuurlik met 'n eiendomsagent saamwerk ook om die vinniger by die regte eiendom uit te kom. Ja, maar nie iets gevind het, Pieter,
wat jy graag wil hê, gaan ons oor na die aanbieding om 'n aanbieding te maak of 'n aanbod te maak op die opskrif. Wees gereed om te onderhandel en seker te maak jy bied die redelike prys aan. Hier kan jou agent jou ook waardevolle advies gee oor hoe om 'n suksesvolle aanbod te maak. Ja, sodra jou aanbod aanvaar word, kom natuurlik al die inspeksies en voorwaardes. Maak seker dat die eiendom in die toestand is wat jy verwag en laat professionele persone toe om die inspeksies te doen. Dit kan natuurlik enige strukturele probleme, lekkasies of elektriese kwessies uitwys wat jy dalk wil hê die verkoper moet regmaak voordat daar oordrag geskied. Ja, wanneer jy gelukkig is met die eiendom, is dit tyd om die kontrak te teken. Nou is dit die koper se verantwoordelikheid om seker te maak dat die finansiering gereed is en dat alle voorwaardes nagekom word. Ja, natuurlik hierna begin die lekker ding van die oordragsproses. Dit is wanneer jou oordragsprokureur betrokke raak om te verseker dat die eiendom wettiglik na jou naam oorgedra word. En hier moet jy ook voorberei vir die oordragskostes en alle ander gelde wat betaalbaar is. Ja, en laastens die oplewering van die eiendom. Dis hierdie groot oomblik wanneer jy die sleutels kry en amptelik die eienaar van die nuwe eiendom is. Dis 'n opwindende tyd. Die oorlewering van die eiendom, met ander woorde, hy gaan van een eienaar na die volgende eienaar. Ja, en dan dit is natuurlik so effens al die einde van ons storie. Die pad van die suksesvolle eiendomstransaksie van albei kante. Skalk, het jy enige laaste wenke vir ons luisteraars? Ek dink die belangrikste is altyd om 'n professionele persone in jou transaksie te betrek. Eiendomsagente, prokureurs, finansiële adviseurs. Dit maak 'n groot verskil om met mense te werk wat weet wat hulle doen. Ek stem saam met jou natuurlik daarso. Mens moet kalm bly en geduldig bly en dit is maklik om oorweldig te raak, maar as jy die proses natuurlik stap vir stap volg, is dit heeltemal hanteerbaar. En dit bring ons natuurlik aan die einde van vandag se episode en ook aan die einde van ons jaar saam met u hierso of julle hier op Koffie en Kontrakte. Ja, en ek wil ook van ons wil graag al ons luisteraars 'n wonderlike Kersfees en 'n voorspoedige jaar toewens. Mag die tyd van vrede, vreugde en lekker saam wees met familie en vriende wees. Ja, en onthou om altyd veilig te bly, veral as jy op die pad is of vakansie hou. Dis 'n tyd van viering, maar ook 'n tyd om ekstra versigtig te wees. Ja, en dit is 'n vinnige herinnering. Koffie en Kontrakte gaan nou 'n bietjie breek vir die feestyd. Ons sal terug wees in die nuwe jaar met opwindende nuwe veranderinge en meer interessante eiendomsgesprekke. En op daai noot wil ek ook dan net sê dat ek glo dat Pieter gaan so 'n paar dae nie hier wees nie. 'n Maand of wat, en ons sal sekerlik weer hier vroeg in die tweede maand, derde maand van die nuwe jaar weer begin. Hy het ander verpligtinge ook wat hy moet nakom. Ja, dis reg. Ek gaan so 'n bietjie daar na Addo, die Oos-Kaapse kant toe. Daar's groot dinge wat vir my voorlê aan daai kant. Ek kan dit net nie nou met julle deel nie, maar gehou gerus ons sosiale media dop vir nuus oor ons terugkeer. En jy weet, ons het groot planne vir Koffie en Kontrakte vorentoe. Maar julle kan ons vind op Facebook, Koffie en Kontrakte, en natuurlik op Instagram op die handle, soos wat die Engelsman sê, @coffee.n.contracts, en natuurlik hier op YouTube. Ja, en dankie vir die jaar saam wat julle met ons deurgebring het. Ons waardeer elke luisteraar en is opgewonde om weer die nuwe jaar voort te gaan met ons geselsies oor eiendomme en nog vele meer. Ja, en veral vir die mense wat gereeld na ons geluister het en gereeld gekyk het, baie dankie daarvoor. Julle moet ons maar tot julle familie ook aanbeveel. So, maar tot dan, bly veilig, geniet die vakansie en drink lekker koffie. Ja, lekker bly en tot volgende keer. Alles wat mooi is en geseënd. Totsiens.
The views expressed in this podcast are for informational purposes only and should not be construed as legal or financial advice. Always consult with a qualified professional before making any real estate decisions. Nog een kopje koffie kan die einde van die aand met nog 'n wyle uitstel voor ek huis se kant toe staan, want te skielik is die tyd verby en sal ek haas my ry moet kry te gou.